gedeelte wat ek nou wil aandag gaan gee is vers 30, maar ek gaan by 29 begin. Toe hy vir die see, toe die skepper vir die see sy grense gestel het, na die waters sy bevel nie sou oortree nie. Toe hy die fondamente van die aarde vasgestel het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. En het gespeel op sy wêreld rond, en my verlustiging was met die mensekinders. Nou van wie praat hy? Wie is dit? Dit klink na tweede persoon. Wat sê vers 1? Roep die wysheid nie, en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Van wie praat hy? Wysheid. Wat sê Vader, hoe het hy die aarde geskep? Met wysheid. Hierdie hele hoofstuk 8 gaan oor wysheid as 'n persoon. Wat sê ek is wysheid? Luister van my, leer by my. As jy doen wat ek sê, want ek is lankal daar, ek was by die skepping daar. Toe Vader geskaap het hy die aarde met wysheid geskep. So as 'n mens net 'n versie lees, as jy nou net hier kom en jy lees nou net hierdie gedeeltes, dan dink jy nou, van wie praat hy? En baie mense redeneer en sê, dis mense, ons het saam met hom geskape. Ons het bestaan voor ons bestaan het. Maar as moet jy iets uit konteks uitvat. Dis wysheid, hy praat van wysheid. Daar's niks moeiliks aan dit nie, daar's niks geheimsinnig aan dit nie. Jy maak dit geheimsinnig as jy nie lees wat daar staan nie. So is eintlik 'n mooi manier om te sien, hoe moet jy die Bybel lees? Jy moet die hele stuk lees. Jy kan nie net daai versies lees en sê, dis wat dit is nie. Jy moet die hele stuk lees.